Sy, dames en here, welkom terug by episode 14 van die Bevange podcast. Soos altyd, wat 'n voorreg. Ruben, is lekker om weer vandag hier saam met jou te wees vir 'n interessante episode. Ons bietjie gesels oor Survivor, nie waaraan jy dink nie. 'n bietjie People so klaai, gooi ons klaai ja. Nee, nou goeie heads up, 'n bietjie sportsbulletin en elke ding. So dit gaan 'n lekker episode wees. Ruben, hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan baie goed met my, Johan. Ek is volgende week gaan ek by Kaap toe, nie vir holiday nie, vir werk. Jet setter. Ja, check vir my. Dis die tweede keer dat ek Kaap toe gaan vir werk. So, moving up in the world, hey. Nou is jy groot. Nou is ek 'n groot mens wat vlieg vir werk. Dit is nie so glamorous soos dit is eintlik regtig terrible. Jy ry Uber, jy weet, dis lekker. Tyd. En hoe gaan dit met jou? Ja, met my gaan dit heel goed. Sprankelend, veral want ons producer, director, ons figure nog die regte titel uit vir Michiel. Meester huisvrou. Definitief nie huisvrou nie. Ek gaan in jou koffie spoeg. Het ons nou net in kennis gestel dat ons het die 100 subscriber merk op YouTube gebreek. So op 105. Baie dankie aan julle elke een. Dis vir ons baie lekker. Ons het net besef, dit is so 3 klaskamers vol mense wat na 'n kamer vol 100 mense is nog ons baie. Dis baie mense wat na ons ou woordjies luister elke tweede week. So. Hey, en dit is net 70% van julle wat hierdie kyk, wat nie gesubscribe is nie. So 30%, dis quick maths. Okay. So uit hierdie 100 mense. Ruben die wiskundige. Nee, maar ernstig, so baie dankie vir al wat subscribers, wat kyk, wat like, wat comment, ons geniet julle. Maar as jy nog nie subscribe het nie, asseblief doen dit. Ons het cool koppies. In 'n regte YouTube styl. So met my gaan dit baie goed, 100 plus subscribers en ek het nou net terugkom van ons Survivor kamp af by Target Life, soos ek sê, nie TV Survivor nie. Way cooler as TV Survivor. Ek dink ook so. Ek dink ook so. Maar ek's minder manipulering. 100%. Mike's biased, ek werk daar. Nee, so baie goeie kamp gewees, baie rewarding, enriching en altyd. Baie emosioneel. Maar nee, was definitief 'n goeie kamp. Ek's nou besig om die video te edit, so ek slaap nie vir die volgende week nie. Net 300 gig se footage wat ek moet beman. Sorry ou. Jy verstaan. Ek verstaan. Jy verstaan die struggle. Nee, so Survivor was goed geweest. Lekker. Nee, gaan goed speel weer 'n bietjie rugby nou net. Ek gaan kom kyk. Ja, gaan jy die keer op? Ek is elke keer, dis in my nap tyd wat jy my sê. Hoe speel ek rugby in jou nap tyd? In prime nap tyd, 3 uur. So jy nap tussen 3 en 4. Dis 'n baie weird tyd om 'n nap te vat. Nee, dis lekker tyd ou. Ons sê. Ja, ons speel weer 'n bietjie rugby. Ons die Knights is op 'n goeie plek. Die Knights teen wie? Ons speel teen Buffaloes. Ja. Ek is seker van waar hulle kom nie, maar so ons is almal in 'n goeie posisie om die semis daal, al 3 ontspanne, 'n bietjie werk vat, maar ons is daar. So goeie game wat op ons wag vandag. Ek is so bly. Ek is excited om dit te gaan kyk. Ek het nog nie veel rugby matches in persoon gaan kyk nie. Moet asseblief nie Springbok standaard verwag. Ek doen nie. Jy gaan baie disappointed wees. Ek verwag meer Wonderboom as nee, bietjie beter as Wonderboom. Okay. So gepraat van rugby. Yes. Die internasionale scene lyk goed, soos die bokke, die blitsbokke, alles lyk heel gesond. Yes. So ons is definitief saam opgewonde om te sien wat gebeur. Die Portugese hoeveel gewen? 64-21. Met ons C-span. 64-21 met ons C-span. Okay, maar dit is al die debutante. Dit is die Portugese. Daar's neem ons vat hom. Respectfully, Portugal, julle lyk al beter. Julle is nog nie daar nie. Julle het 21 geskor. Dis nog ons goed. Maar byt vas manne. Die ende was teen 14 manne want is 13 manne op is daar nie. 13 manne. So sterkte boys ons voor. Maar die groot rugby nuus moet die Blitsbokke wees. Dis die Olimpiese spele. Semifinale na 'n Ierse nederlaag teruggekom nog die Ire.
hulle is nog in vir die goud. Ek dink eintlik ons behoort nie aan die einde van vandag al te weet of vandag of môre sal ons al weet of die Bokke goud gaan vat of nie. Hulle speel ons so 2-3 games 'n dag op die sevens. O, dan sit soos verby. Dit hou nie aan vir like nog 'n week. Ja, nee, dan is dit verby. Okay. So let's Bokke, ons back julle. Go Bokke. Ons is daar vir julle. Ons is daar vir julle. Yes. Ja, so net so Sport update. So Vinnige laaste rugby enetjie. Is nie eintlik waar ons wil praat nie, maar ek gedink dit is. ons julle weet waar ons wil praat. Johan het julle gesê. Spoiler alert. Spoiler alert. Bietjie Survivor gesels. Ja, Johan, vertel my van Survivor. Ek was nog nooit op so 'n kamp nie. Jy jok. Ek was. So Twice. So ag soos jy weet, Survivor is seker die klimaks van die Target Life proses. Definitief. Waar alles wat ons al deur die jare gedoen het bietjie bymekaar kom. Net om 'n bietjie konteks te gee vir die kykers. So ons vat ons studente vir 'n X hoeveelheid tyd. Dalk is daar toekomstige studente wat hierdie kyk. So wil nie iets weggee nie. Vir 'n X hoeveelheid tyd vat ons hulle in die bos in, of see toe. Miskien. Dis baie koud. Dis baie koud. In die hartjie van die winter, hulle slaap onder die sterre. Jy het 'n slaapsak en 'n kussing. Soms het jy nie 'n slaapsak nie. Ja, as jy jou vlag verloor het, jy nie meer 'n slaapsak nie. En ons speel games soos op die TV Survivor, doen challenges, jy's in jou tribe. Maar die hele punt daarvan is, en dis waar ons nou in die kar ook gesels het, is dit wanneer jy gestrip word van alle gemak items, jou selfoon, kos, ja, hulle eet ook nie veel nie. Ja. En dis nie soos jy word nie huis toe gestuur nie. Ja. Nee, dit mention al. Jy maak die kamp klaar. Yes. Wanneer alles van jou weggevat word, dan kom die waarheid uit, die regte jy. Want wanneer jy onder daai druk is, wanneer jy honger is, wanneer jy nie slaap, jy koud is, dan kan jy nie meer maskers ophou nie. Ja. So die regte persoon kom uit. En dit stel jou dan in staat om eintlik te begin deel met tekortkominge en uitdagings. En dan besef jy ook wat is regtig belangrik vir jou, want jy kry altyd daai een tribe wat wen is alles. Wen, maar dan tot daai ou begin verloor, dan implode daai hele tribe. So nee, dit is in meeste gevalle 'n klomp vreemdelinge wat 'n tribe maak. Vreemdelinge in die sin van nee, dis soos jou wiskunde klas. Ja. Jy weet van die mense in jou wiskunde klas, maar jy jou chommies nie. Hang nie met hulle uit nie. Ja, jy braai nie met die ouens in jou wiskunde klas nie. Dis wiskunde. Ja, jy braai met jou rugby span. Ek weet nie wanneer laas ek 'n wiskunde klas gehad het. Hoërskool laas, maybe. Ja, dis baie jare terug. Ja, jy het nie iets in wiskunde geswat nie. Ek het ook nie goed gedoen in wiskunde nie, so. Vir wie het? Alle overachievers. Nee, so baie insiggewende kamp vir my as 'n fasiliteerder of 'n life coach vir my studente. Maar ek onthou ook ons albei het die kamp gedoen en yes, daar's 'n paar major goedjies wat daar uitkom, want soos jy weet, jy ons introduce ook 'n paar fight games. Physical stuff. Of jy nou 'n meisie is 'n ouetjie is, julle gaan mekaar maar moet stoei, gaan mekaar moet fight vir mekaar vir kos, wat ook al dit mag wees op daai tydstip. Nee, so ek onthou in my jaar my grootste thing op daai kamp was ek was 'n klein ouetjie gewees. Ek het 'n goeie 70 kg geweeg. Jy sien, maar nou is jy 'n stoor ou. Ag, 'n absolute wapen. Dankie. Nee, daarom is so groot nie. Maar dit is 'n goeie 15 kg later. Dis goed. En ek het nog altyd die ding gehad van ek is die kleinste ou in die groep of die kleinste ou in die span en so aan en as ek moet compete teen iemand groter as ek het was ek altyd so 'n bietjie insecure en bietjie bang geweest vir dit, veral so op die rugbyveld en so. Nou sal dit so gebeur elke fight game of challenge, fisiese challenge, sal ek gepair word met die grootste ou in Target Life. In my opinie, so dan is jy unit. En dan moet ek maar 'n bietjie man staan en ek moet sê die feit dat jy daai kragte kon meet en dan besef jy, maar ek is eintlik baie capable. Ek is eintlik nie so weak soos wat ek voel nie. Ja, dat was 'n ding in my jaar ook gewees met daai een spesifieke challenge. Ek was ook soos ek sê regtig like 'n ou wat 'n fisiese fight. Ek sê 'n fighter nie. Ek is apparently
na dit. Ja, nou daai en definitief. Ek onthou dit. Ja, So- ek het 'n paar dinge besef op daai kant. Ja, daai game spesifiek is saak steel. Yes. So die aim of the game is elke tribe stuur 3 mense op 'n slag in en jy moet beklei vir 'n sandsak, 'n 50 kg sandsak. Baie swaarder as wat net dink. En die eerste tribe wat dit op hulle try mat kry nou die punt. Nee, dis een van die goed wat regtig lekker uitkom is. En een van ons talking points vandag is die verskil om te of die feit dat jy moet kan beklei. Jy moet kan fight. So nie noodwendig fisies nie, ek bedoel ek's van mening jy moet fisies 'n vermoë om 'n bietjie te kan beklei op een of ander kapasiteit. Jy moet 'n bietjie gevaarlik wees. 'n bietjie gevaarlik wees. Maar wat ons vir die studente probeer leer is daar's 'n groot verskil tussen jy beklei teen iets of jy beklei vir iets. Nou meeste jong mense is in die mindset hulle moet beklei teen die wêreld. Hulle moet beklei teen hulle ouers vir hierdie of teen daai of dit. So dis heeltyd 'n fight en dan voor jy weet dan sukkel jy met depressie of angs of want alles is net 'n fight. Ek moet net beklei vir my om 'n naam te maak of iets. Maar op hierdie kamp dan leer ons of ons probeer leer, daar's 'n groot verskil tussen om te beklei teen goed, want dis draining. Dit put jou uit of te beklei vir iets. Begin bietjie vir jouself beklei, vir jou hart, jou spanmaats. Jou span, jou tribe wat huis toe gaan as jou familie, beklei bietjie vir goeie verhoudinge. Hoe lyk dit? Want ek dink om fisies te beklei is baie makliker as geestelik of emosioneel. Want dis nou en is verby maar om daai fight huis toe te vat en hierdie is waar ek het nou donderdag toe het ons final tribal in die klas weer, praat ons met die studente en hulle 'n kan bietjie van 'n laaste reflection Yes. gehad, ja. En daartoe vra een van die studente ons as leiers, wat is ons grootste uitstaanpunt? Wat was vir elke leier soos baie uniek en toe staan ek daar en ek vra baie mooi om verskoning vir die studente want ek sê eerste een wat sê die jonger generasie soos 'n klomp pansies en pussies. Maar toe moes ek al om verskoning vra, sê ek, weet julle wat, julle is nie noodwendig, Dit is so bad nie. julle is nie op die oog af fighters of tough nie, maar julle het my definitief bewys wanneer dit crunch time is, yes, kan julle beklei. Ja. Kan jy, hulle het hart. En ek dink dis 'n baie mooi ding van die jonger generasie. Hulle is innoverend. Ek dink hulle is lui of ons is lui. Ons val tegnies. Seker onder Ons is nog deel van hulle. Ons is lui. Ons is bietjie sensitief. Maar wanneer die tyd daar is, yes, kan die ouens nogal beklei. So dit is een van die goed wat baie mooi is van die kamp is daai net die rouheid van 'n mens wat daar uitkom. As daar nie iets is om weg te kry. Kan op die regte jy kom uit. Ja, 100%. Die primal. Die primal. Ja, ek bedoel daai uit die girls kom daai mamma leeu wat eendag vir haar kinders gaan beklei. Jesus, van die meisies hierdie jare was monsters. Ja, ek verstaan baie mense gaan hierdie episode vandag hoor en hulle gaan hoor hoe praat ons so Survivor en gaan dink ons is mal en een of ander cult of 'n ding. Maar glo my, kan nie seker woord gebruik nie. Hierdie konsep is amazing. Die verandering wat ons mense sien, een van die diepste stories wat ek al gehoor het was in jou jaar, Neville was in jou jaar, né? Yes. 2018. Neville, as jy luister, ek vra hom verskoning want ek hierdie testament deel. Sorry Neville. So is cool. Ja, it's okay. Die ou kom uit 'n baie moeilike agtergrond uit, familie gewys. En op hierdie Survivor, daai einste game waarvan ons nou gepraat het waar jy ook geshine het. Toe ek dink dit was blou en geel wat teen mekaar compete het. Dit was blou en geel. Nou die geel tribe was besig met die ouens te whitewash. So ek dink ons speel tot 4 punte en hulle was klaar op 4-0 binne 5 minute, was belaglik. En toe klim ons daar in die blou tribe se keel af en beklei bietjie met hulle oor hoe kan jy so slap gat wees soos om konteks te gee. So op die Survivor het ons immunity games. Soos die TV Survivor, maar die verskil is in plaas van jy wat iemand uitstem, kan die wen tribe iemand kies. So jy verloor 'n tribe mate. Nou en hulle kies altyd die sterkste ouens uit jou tribe wat begin het. Ons het
2 van ons het like challenges verloor tot op die 3de dag. So ons het al ons sterkste ouens verloor. Ja, instantly. Nou die mooie ding, ons gaan nou praat oor wat dit veroorsaak, maar nou klim ons in die Blou Tribe se kele af oor, maar julle gaan iemand verloor en julle is reg swak en is julle nie lief vir mekaar nie en wat. En iets spark toe daar en hulle kom van 4-0 af en equalize na 4-4 elk toe. Maar toe moes ons nou besluit, die game se reëls was eerste trap tot by 4 wen. Toe moes ons nou besluit, ons moet die wen vir die geel tribe gee, want hulle daai comeback was insane. En toe kies hulle vir Neville. Nou daai aand in tribal, toe vra hy of hy iets kan deel. Die deel hy dat daai fight en daai proses wat hy deur is tot op daai punt in Survivor is die eerste keer wat hy liefde begin ervaar het vir mense en van mense af. En toe wragtig, toe kies hy geel tribal nou. Nou hy was my student en ek kan hom getuig, soos die ou was emosioneel toe vir die lewe. Ja, ek was ook jou student. Jy was ook my student. Ja, was lekker familie daai ja. En dis die eerste keer wat hy liefde ervaar het. Soos regtig ervaar het, dis mense vir omvul. Ja, snot en trane. En toe besluit ons gaan die game overrol en ons gaan hom teruggee vir die Blou Tribe. Maar dis die tipe goed waar hy uitkom. Wat is een van jou ultimate survivor stories? Want jy was hier die jaar na jou student, die jaar ook 'n leier geweest. So jy het daarom 2 survivors onder die bel. Ja, ek aan die ander kant ook beleef, amper sê ek oorleef. Oorleef is 'n baie goeie term. Nee, ek dink, dit is ook 'n sad story, maar ek dink my favorite story om te vertel is die dogfight ene. Is in my jaar. Toe gaan ek en wie was saam met my gewees? Persoon A. Okay, so. Daar was 'n ander Ruben ook gewees in my tribe. Dis actually Reino se neef. O ja. So ek en hy jy die konsep van dogfight verduidelik, het jy? Ek het dit vir jou verduidelik. Nee, ek dink jy was verduidelik het gegee so die dis nie in jou kop. Ja, so die dogfight werk so jy kry die materiaalbene wat jy vir jou honde het. So daar's 1 been en dan stuur elke tribe 2 ouens wat vas is aan mekaar met 'n binneband. En jy moet nou gaan beklei vir daai been. Eerste een om die been hands-free op hulle tribe mat te hê wen die punt. Ja. So ek en ander Ruben was nou saam gewees, vasgemaak. Toe gaan ons teen Blou Tribe. En ons het teen Ivan en Blake gegaan. So dis is 2 van my baie goeie chommies ook. En ons hardloop na die dogbane toe nou. En toe trip ek. Toe val ek, toe gryp hulle die ding en toe hardloop hulle net stryd terug. Toe verloor ons daai challenge in ons moeder. En dit is een van my favorite stories, want ek prep so hard vir om nou te gaan fight en daar trip ek op die oomblik wat dit saak maak. Ja. En dis ook 'n mooi ding van wat hierdie kamp doen, want almal berei vir die kamp voor en hulle gaan hierdie monster wees en partykeer fail jy. En dan kan jy, dis so 'n mooi oomblik om die boodskap huis toe te dryf dat ons is, die Engels sê die beste, we're not human doings, we're human beings. Yes. So jy moet goed genoeg vir jou tribe wees omdat jy is, nie vir wat jy kan doen nie. En ons sien dit elke jaar for some reason van jou fisiese most capable mense kry soos op die eerste dag so seer. Frats ongelukkie, soos 'n ligament is af of 'n sook of iets soos dit, dat die paramedics hulle pull uit die game uit. Hulle kan op survivor wees, maar hulle kan nie meer fisies deelneem nie. Yes. Nou met daai hulle met puzzle challenges vir die res van die tyd. Nou met daai persoon wat hulle grootste strengths is die fisiese deel, moet hy homself vind in daai tribe in 'n ander kapasiteit as net wat hy kan bied. En dan moet dit gaan oor wie hy is. En ek dink julle was die pers tribe. Ek dink teen daai punt het julle dit ook al mooi so sleg gedoen. Mooi besef, soos niemand het jou kwaadlik geneem dat jy nou getrip het nie, want dit gaan nie oor wat jy kan doen nie, dit gaan oor wie jy is. Ja. Nee, dit is baie significant. Ja, ek onthou my jaar, ons was nie 'n goeie tribe nie. Ons het nooit die familie ding regtig gesnap. Ons het die familie ding gesnap, want ons het gesaf. Ja, julle het ons het en vir die aand het ons 'n halwe kop reis gehad. Ja.
halve kop. Ja, want julle was so gestraf, toe Ons was verloor gestraf, toe julle verloor ons 'n halwe helfte. kop, ja. Ons het laaste gekom en ons was gestraf. Ja nee, daai is taaf. Ja, ons het halwe kop die reis gehad. So as jy in die leierskap oor 2017 praat en jy praat oor die geeltraad, dan kry almal cringe almal so 'n bietjie. En dis julle trap, Dit né? ons draai was baie bad. Ons het net die individualism het ons totaal al gebreek. So ons het nooit by mekaar gekom. As ons ooit iets gewen het, was dit want individueel het iemand geshine. Okay. Maar ons het alles so. Ek dink ons het 2 immunities gewen. Uit almal uit. Dis baie man. Dis 'n paar. En ons het 'n ander 2, ek dink 'n ander 1 gewen omdat ons die immunity token gehad het. Per ongeluk gehad het. So nee, dit het regtig goed gegaan nie, maar dis ook daar waar mense moet leer dat die lewe is baie bitter unfair. Dis baie maklik. Ek onthou, ek was baie kwaad. Ons speel oggend challenge. Nou, jy moet verstaan waar ons gaan op survival, ons sal nou nie dit weggee nie. Maar in die winter, deur die aand kan dit in die minusse raak. Dis vreeslik. Dis regtig koud. En in die oggende is nie veel beter nie. En jy eet nie, jy slaap nie warm nie, so jy is baie koud. Nou doen ons hierdie oggend challenge vir kos. Ja. Dit was 'n peanut butter stroop en kaasbroodjies, iets soos dit gewees. Yes. En doen ons hierdie challenge. Jy's honger en die kompetisie is hoog en ek verloor my shit want die marshal, which een van die leiers was, maak 'n verkeerde call wat ons toe dit laat verloor en ons het baie goed gedoen. Die een game. Sorry. Die een game waar ons goed gedoen het as 'n span, verloor ons toe want die marshal het 'n fout gemaak. Which gebeur, soos referees. En ek is die hellend. Maar toe vlieg hy my leiers so my keelgat af oor my houding daarna. En dis wat ek nou besef het, maar eers dit gaan nie. Solank as wat dit oor die wen gaan ek nooit verhouding snap nie. Ja. Want verhouding is nie kompetisie nie. Dit is unconditional ervaring. Ons het dit hierdie jaar weer gesien. So een van die tribes het een van ons studente was daar en is hoe sê ek die baie mooi. Dit is 'n mentally challenged student. Okay. So daar was komplikasies met by geboorte gewees en die ouetjie se ontwikkeling is nie great nie. Mental ontwikkeling. So baie moeilike om saam te sleep vir 'n survivor kamp. Yes. Maar dit was so mooi geweest want aanvanklik was sy traai bitter frustreerd, maar op 'n stadium toe klik haar iets, so pas in hom so mooi op. En is hy lief vir die persoon en dra hom saam en wraagtig by een van die challenges waar die reward kos was, toe help hy hulle dit wen. Wow. Soos hy het actually die verskil gemaak. En net die joy in daai ouetjie se gesig van hy sy hele lewe lank word hy reject en kind of op sy gesit want as iets fout met hom. Maar sodra hy liefde en aanvaarding ervaar het, toe kan hy begin begin perform en toe wen hy iets vir hulle en net soos hoe hulle hom ontferm het oor hom. Is so mooi gewees en ek kom net weer op daai punt van ons comforts en ons distractions steel van ons menswees, van wat die mens werklik is. So, nee, hierdie survivor kamp, life-changing. Team Target Life. As jy nog nie het nie. Onder 25 altyd. Ja, sorry, aan my ouers wat hierdie kyk. Ja, die ouers wil altyd ek kan ook survivor, nee. Nee, It's exclusive. Jy kan nou nie. Om die immunities bietjie beter te verduidelik. So jy die konsep dat jy iemand moet gee en add tot los. Of dat iemand gevat word, verstaan. Soos daar's nie 'n uitvoud system nie. Ja. Jy verloor omdat jy nie perform het nie. Ja. Nou, dit klink contradictory tot wat ons net gesê het, dat gaan nie oor jou performance nie, maar ongelukkig is dit 'n groot deel van realiteit. As jy nie jou kant bring nie,
daar's nagevolge vir dit. So as jy lei wegsteek in 'n immunity challenge, die nagevolge is die tribe gaan iemand vat. Jy gaan 'n speler verloor. Nou aan die begin gee niemand te veel om nie. Yes. Want dit is die begin van Survivor en so aan, maar soos dit later gaan, soos alles van jou weggevat word en al wat jy het is hierdie ander mense om op staat te maak. Elke volgende ou wat weggevat word, los weer leemte. Nou die game is so ontwikkel. ontwikkel. Maar nie 'n fisiese leemte nie. Nee, is emosionele leemte. Dat jy leer hierdie ou nou ken. Ja. It's tough. En die game is so ontwikkel, juist dat die sterkste ouens eerste gevat word, want dit skep 'n vakuum vir iemand anders om op te staan. En party mense is meer natuurlike leiers en soos jou ekstroverte is, meer natuurlik om leiding te neem en om voor te loop, tot jy uit 'n tribe gevat word en al wat oorbly is, die ouens wat maar gesubmit het, dan sou 'n vakuum vir iemand om in sy leierskap op te staan. So die hele sielkunde van hierdie ding is, quite frank, is belaglik. Cool. Ons sal 'n short van hierdie kamp in hierdie episode hê. Ek sal dit by jou uitkry. Sit hom hier iewers. Dat mense net 'n bietjie konteks kan kry van dit. Ek moet hom nog edit, maar ek sal by jou uitkry. Nee, maak jouself no pressure. Nee, want dat mense net verstaan. Nee, en ek dink dit is so mooi. Aan die een kant is dit so mooi om te sien wat gebeur, maar die realiteit daarvan is eintlik baie hartseer. Ja. Ek onthou ek het by 'n plek gewerk waar ons studente by hierdie plek wou die Survivor konsep gee of die Survivor konsep na die nuwe projek toe bring, maar omdat die mense by hierdie plek, my kollegas daar nie verstaan het wat dit is nie, het hulle dit gesien as, maar dit is 'n simulasie. Dit het nie regte waarde nie, want dit is 'n simulasie. Jy gaan nie regtig in jou lewe in die bos gaan bly en so nie, maar dit gaan baie dieper as dit. Ja. Die hele, en dis een van ons praatpunte met die studente op hierdie kamp, is dat virtual reality teenoor werklike realiteit. En die ding is, jy by die huis is meer in 'n virtuele realiteit as wat jy daar in die bos was. Ja. Want daar's soveel
distractions en goed. Soos selfone, TV, comfort, net comfort alles. kos. So weet jy Ja. baie mense is nie bereid om emosionele goed aan te spreek nie en nam dit deur om comfort food eet. Yes. Dis hoekom het comfort food genoem word. Maak jy beter voel en 'n keer dat jy eintlik deel daarmee. En ons almal is baie skuldig aan dit. Ja, for sure. Ek het nie die lekkerste dag gister gehad nie. Toe kom my vrou met pizza by die huis. Hoe voel ek baie beter. Ja, Dus, het ook pizza gehad gister. my vroukie is so oulik. Wow. En kyk, pas my so mooi Soveel op. liefde. Moet jy om so klompie daar weg van die huis af te wees as daar 'n dametjie vir jou wag nie baie breed nie. Maar nou probeer ons nou hierdie kan help ons om hierdie konsep vir studente huis toe te dryf, want as gevolg van al hierdie distractions, wat is die mooi Afrikaans vir distraction? Maak ek sal Ek sal jou interrupt. okay, ja, ons span sal vir ons uitvind. Want nie meer net dat as gevolg van al die distractions is daar nie 'n ding van 'n fokus op my verhoudinge nie. Nee. Hoe baie jong mense weet jy wat probleme het met hulle ouers? Ja, baie. Dus weet nie. Ja. Verstaan? Ek dink hierdie is seker die jaar as ons deur al die studente moet gaan, daar's maybe 5 wat goeie verhouding met hulle ouers het. Want daar's nie meer 'n ding van kom ons werk hier aan nie. Ja. Hierdie is Ons uit gaan- plek uit dis normaal. Hoekom? Want die wêreld sê vir my dis normaal. Hierdie virtuele wêreld sê vir my is normaal. Yes. So wanneer jy van alles gestrip word, dan kom jy die Waar realness jy- uit, die ja. waarheid uit. Almal en ek sien hierdie aan al ons studente wat al ooit Survivor gedoen het. Almal het 'n behoefte tot goeie verhoudinge. Almal het 'n behoefte om geliefd te word, almal het 'n behoefte om geaanvaar te word. Maak nie saak hoe hard jy wil voorkom nie. Nee. En dit gaan verder. Al die girls wat op die kamers het 'n behoefte om voorgesorg te word, om beskermd te word. Dit kom 100% uit. Yes. Soos hulle amper spontaan begin hulle staat maak op die manne om die Ja. heavy lifting te doen. Maar al die mans het 'n behoefte om versorg te word, om supported te word. So amper as 'n tribe dit regtig snap, by default is dit die girls wat die moraal bymekaar hou en die gemoede op sodat die manne kan operate. Amper asof dit is hoe die Here ons geskaap het. Amper asof No dit 'n way. great design is. En ek praat nou van ek wil nie lieg nie, maar ek praat nou van amper 20 jaar se survivor kampe wat dieselfde bewys. Ja. Die 20 jaar van hoeveel generasies pas in 20 jaar? Minstens soos wat 4, 5. Ek weet nie. Ek weet nie hoe generations werk nie. Nee. Maar jare en jare se proewe wat hierdie ding bewys. Daar's 'n inherente geprogrammeerde kode binne in die mensdom wat funksioneel is, wat werk. Ja. Maar al die comforts en distractions en al die goed wat ons naam Distractions pla my so baie. Wat is afleidings. Oh, wow. Yes, dis kom so spannend. Al die Zeker, afleidings neem ons heeltemal weg van die realiteit. So dis eintlik baie interessant om te sien sodra jy daar in die bosse is hoe 'n game, 'n kamp 'n groter realiteit word vir jou as wat dit is by die huis. Want by die huis is jy te gefokus op al hierdie ander goed. virtueel. Al hierdie virtuele goed. En dit sluit weer aan, dit voel vir my ons praat baie oor ons mental conditioning konsep. Oh ja. Maar dit Hier kom sluit weer daar aan Ja, by definitief. jy moet effort doen Hmm. om jouself gegrond in realiteit te hou deesdae. Want En dis maklik om in daai ding in te val van net soos 'n bietjie gaan lê en scroll op TikTok of jy moet al buite kom. nee, 100%. En dit maak nie saak hoe baie keer of dit voel vir my, jy kan soveel podcasts luister soos wat jy wil, soveel motivational boeke lees soos wat jy wil, totdat jy nie ervaring gehad het van wat regtig jy is nie, Ja. gaan dit nie insink nie. Nou ek sê nie, dalk sê ek weet tog nie, maar jy hoef nie noodwendig vir 2 maande in die bos te gaan bly. Ek sê net 2 maande, sodat mense nie agtergooi. 2 maande in die bos gaan bly en suffer om jouself te vind nie. Ek sê nie dis wat jy moet doen nie, maar dan moet 'n maand wie jy is in
in jou diepste binneste moet 'n prioriteit is om te vind, om te discover. So daai mens moet op daai journey gaan en ongelukkig die beste manier om dit te doen is swaar kry. Is kontroversie, is sukkel. Ja. En Almal moet so 'n bietjie sukkel. nee, bietjie nie, maar baie sukkel. Okay. Want ongelukkig almal wil oornag suksese wees, 100%. En dit sou great wees as ons kon, maar dis nie hoe die lewe werk nie. alles wat die moeite werd is die Vat moeite tyd. werd, want dit was moeilik. Jy het Yes. dit effort gevat. Jy het gesuffer daarvoor, jy het bloed en sweet ingesit. Ek bedoel, Ja. jy kan enige top sportster vra, is dit wat hy doen maklik? Ek gaan vir jou sê nee. Ja, Want as dit was ons almal multimiljonêers op die sokkerveld, die sokkerveld. of die rugbyveld, of die UFC cage, Sjoe, of die golfbaan, die octagon. die octagon, dan is dit wat jy dit eintlik noem. Dink so. Klink baie beter. Alles wat die moeite werd is effort. Yes. Maar hierdie is nou die interessante ding. Vertel my. Effort is lekker. Ja. Dus dit klink nou baie snaaks, maar as jy jou hart en siel, bloed en sweet in iets insit, yes, jy voel great daarna. Dit is Ek voel very empowered as ek nou die fail told jy fail altyd. Nee, jy voel ja, ons gaan baie Engels praat. Ek vra nederig om verskoning. Ek weet nie, is dit die woord? Bekragtig. Ja, nee, kon jy nie dit nie. Maar jy voel empowered, jy voel jy het iets bereik. Jy voel tevrede in jouself. Yes. Daar's aanvaarding, 'n selfaanvaarding. Ek het hard gewerk vir hierdie ding en it paid off en ek's happy. Nee, 100%. So dit help ook om mense bietjie op die survivor kamp help daarmee, want weet jy hoe min mense het al fisies gestoei vir 'n ding. Ja. Of net geraffels of net physically beklei. Vir baie ons is iets soos hierdie kamp die eerste keer wat hy Ja. enigstens fisies Kyk, engage het vir iets. Ek moet sê ek het 'n jonger broers, ons Russell en Tussle nogals baie, maar nog nie so nie. Ja, Dis rof. Nee, dis heeltemal anders. Push die boundaries nogals daar van wat jy fisies kan doen en ja. Nee, so om swaar te kry is eintlik 'n baie kosbare ding. En Ja. die wêreld is van so hard. Ek is van mening jy kan deur jou hele lewe gaan sonder om werklik swaar te kry. Jy kan definitief. Want die wêreld is so gemaak dat comfort is baie maklik om te kry. Ek bedoel, dit is amper die definisie van die American dream is to live comfortably. Ja. En so ja, sure, dit is maklik om redelik gemaklik te lewe. Ek praat nie van satisfied en Yes. purposeful gemaklik. nie, maar jy kan gemaklik deur die lewe gaan. Ja. Dit is moontlik om amper nooit werklik swaar te kry nie. Maar daar's nie waarde in dit nie. Om regtig swaar te kry, eers dit bind mense saam, dit bou verhoudinge. Dis hoekom die weermag seker 'n goeie konsep was toe dit in Suid-Afrika actually nog 'n ding was. Weermag was. Om vir daai 2 jaar diensplig te gaan doen. Jy kry so swaar, maar jy leer jouself. Jy leer wat jou karakter is. Jy leer wat regtig daar aan die binnekant sit. Kan jy is jy meer as net praat, kan jy actually doen. Ja. Sien jy, dis is ook nog 'n besonderse konsep wat hierdie kan bied en wat ons vir die studente probeer kommunikeer. Maar die uitdaging is, daar is nou 'n eksofiliteit wat jy daar dit ervaar. Wat nou moet jy huis toe gaan. Yes, wat doen jy dan? Ja. Kan jy onthou wat die eerste goed wat jy gedoen het na hierdie kamp? Ek het 'n ou my ma se lasagne geëet want sy het lasagne Dadelik lasagne geëet. kos geëet. Dis wat ek gedoen het. Which is nie goed nie. Dis weer comfort food. Is lasagne comfort food? Dis my comfort food. Okay. Dis my gunsteling. Nee, my eerste ding was 'n shower, want Ja, natuurlik. jy mok. Jy maag, Jy jy mok, jy pom. ja. Stank. So 2 weke sonder shower of 2 weke. 3 weke, 4 weke, 4 5 weke, wat ook al het mag wees. Nee, maar die eerste goed wat ek gedoen het, ek het gaan stort, myself dik gevreet En suf gevoel na die en tyd. toe gaan kyk ek TV.
dadelik en hy weer terug in daai groef want dit is available. Dit vat soveel dissipline om in daai mindset te bly van hey, ek wil met goed deel, ek wil vorentoe gaan, ek wil fokus op wat waardevol is, wat regtig saak maak. En dit is die survivor na die kamp. En dit is almal se survivor elke dag is om preach it. Halleluja. Dit is om te beklei, te fokus en te wees vir die goed wat regtig belangrik is in die lewe. En ek dink die goed wat regtig belangrik is in die lewe is mense gesondheid, jou verhoudinge en jou purpose, die hoekom. Is die roeping. Ek dink daar's iets belangriker as daai 3 goed. Werklik nie. As jy dit kan regkry dat al miljoene tussen daai 3 goed lê, okay, good for you. Ek seker al is van mense. Maar dis die baseline. Ja, dis die basis want ek dink wat ons wil hê of waar meeste mense fokus is so weer eens jammer vir die Engels, dit sê net baie goed. Is sex, money and power. Sure. Dit is wat ons heeltyd meer gekonfronteer word, dit is op alle films en you name it. Oor alle fasette van die lewe. Dis waaroor alles gaan. Kyk, YouTube influencers of Instagram influencers gaan alles oor fame and power. En daar's baie geld in dit. Maar wat moet hulle doen om daai te verkoop? Soos baie van daai goed is onnodig seksueel. Ja. En so die survivor vir die gewone persoon is om te kan beklei vir, te fokus op en die aanvaarding vir jou gesondheid, jou verhoudinge en 'n roeping of die purposeful life, 'n rede om te lewe. En ek dink daar binne lê op groot oplossing vir baie verdere issues in die lewe. Net 'n vinnig voorbeeld, soos 'n nuwe, ek weet nie of dit 'n mental disorder is of wat nie, maar body dysmorphia is mos dis daai huge thing. Nou, dis eintlik net insecurity wat net 100%. Ek het gewonder daaroor en toe gaan probeer ek uitvind wat is die rede daarvoor. Daar's op die stadium is unknown causes. Ek dink is net insecurity. 100%. Maar dit kom van as health jou prioriteit is, as gesondheid jou prioriteit is, gaan dit nie oor hoe jy lyk nie. Maar as dit gaan oor hoe jy lyk, dan gaan jy nooit tevrede wees, maar dan gaan altyd iemand wees wat bietjie frisser is as jy. So ek kan doen wat ek wil, ek gaan nooit soos Dwayne Johnson lyk nie, sonder die sous. Maar sous is, om die sous te gebruik is sleg vir jou gesondheid. So as gesondheid die fokus is, kan jy nie. Great, kan ek nie in daai trap val nie. Maar jy kan altyd blaze gaan. Ek kan altyd blaze gaan. Ek dink ek het die regte head shape en vir eyebrow reis doen. Nie hare nie. Dis ek weet nie. Ek het ook nie genoeg tattoos nie. My vrou sal my nie toelaat om nog te kry. Soveel nog te kry nie. Ek wou op 'n stadium baie graag sleeve gehad het, maar it's okay. Sorry. Tattoos kry seer, so ek dink ek's okay. Die een was ek het passie. Nee, so ek dink dis lekker. Ek dink wat ek wil sê is ek dink is lekker om te sien dat daar is maniere om bietjie terug te gaan na wat regtig saak maak, om net mense te herinner. En ek dink ons twee spesifiek is baie bevoorreg om nie net so waar te kon doen nie, maar agter die skerms te kan sien, want soos jy weet, as die leiers jy ook op jou eie survivor dan, want vir een of ander rede, wanneer jy op 'n kamp is, gaan goed by die huis baie keer verkeerd. Jy is besorgd oor jou studente. Jy word verskriklik weer gechallenge op jou eie identiteit en al daai goed. So jy is eintlik maar op jou eie survivor. So jy die eerste jaar ervaar jy die fisiese deel daarvan en die tweede jaar die emosionele en geestelike deel wat dan vir die res van jou lewe deurloop. En ek dink ek voel jammer vir mense wat daai nie kan ervaar in 'n veilige omgewing nie en dan die tools kan hê om daarmee te deel nie. Want ek dink dis waarmee baie mense sukkel. Jy is eintlik in jou eie survivor. Al wat jy probeer doen is oorleef. Ja, en ek dink elke ou se survivor lyk ook bietjie anders in die lewe. So ek weet nie of ons podcast een is van bietjie vulnerable raakie, maar ek gaan doen dit asseblief. Byvoorbeeld, ek sal eerlik wees as ek sê my grootste uitdaging is identiteit, soos daai gevoel van is jy goed genoeg definitief en wat jy doen en dis my survivor. Dit is nie
een wat net magically gaan ophou eendag nie. Ek dink ek Dis 'n constant, ja, is 'n constant wil fight. nie sê struggle nie, maar Ja, dit is 'n struggle want en ek dink daar's 'n rede vir dit. Ek dink as jy eers alles uitgefigure het in jou lewe en jy's soos permanent okay met alles, dan gaan jy daai waardevol ding van sukkel en swaar kry verloor wat jou werklike karakter toets, wat werklik wie jy is toets. As alles net goed gaan, dan maak niks meer saak nie. yes. Soos daai gesprek wat ons met Reino ook gehad het, as jy daai worldview het van niks maak saak, dan maak jy nie saak nie. Nou, En ek dink die wêreld is of nie wêreld nie, die lewe is so ontwikkel dat jy gaan sukkel met goed. Jy gaan swaar kry, wie jy is gaan gechallenge word, want dit maak wie jy is die moeite werd om voort te beklei. So ja, nee, vir my om te onthou wie ek is en om te aanvaar dat ek is nie 'n human doing nie, ek's 'n human being. Die wie ek is goed genoeg. Dit is 'n daily struggle. Ek bedoel, so ons gaan vanmiddag gaan rugby speel. Daar gaan definitief iemand groter as ek wees. Daar gaan waarskynlik iemand beter as ek wees op daai veld. Ja. En om nie toe te laat dit my intimideer, dit is deel van my survival, dit is deel van my emotional survival. ja, want daai ou het ook sy eie dinge waarna hy kyk. Hy 100%. is ou vinniger as hy of ou ook sterker as hy ook dalk. Hy voel dalk geïntimideer deur my, vir al wat ek weet. Ja, En so het ons elkeen maar ons sy eie eie dinge. ding, en ek dink dit is 'n ander ding wat die survivor so mooi maak is, omdat jy in 'n tribe is, ons kort community, ons kort mense om Net ons te mense help wat om jou dit. support en mense wat vir jou aanvul. Kind of, Nee, 100%, want ek kry my lows, my dae wat ek, definitief, ja. weet jy, hoe kan ek in hierdie vorm van bediening wees, as ek nog met al hierdie sukkel? Maar dan het jy iemand nodig om vir jou te sê, weet jy wat, Dis As- okay. as jy moes wag tot jy perfek is, sou jy nooit 'n bediener gewees het nie. Exactly. Of jy kan dit vir enige beroep gebruik, as jy moes wag vir jou om die beste filmmaker in die wêreld te wees, sou jy ooit begin het met film. Nee, maar dis weer daai cheesy quote, daai Christian, wat God doesn't call the qualified, he qualifies the called. Ja, dis dalk cheesy, maar dit is so waar. En dit is deel van jou persoonlike survivor. Jy's nie nou gekwalifieer nie, maar jy het die roeping. Gaan jy, En jy word gekwalified in die proses. yes, gaan jy jou skouer in die wiel sit om gekwalified te word. En wanneer jy Want dit vat effort. dit vat effort Ja. en dis swaar, dit vat sacrifice, dit vat bloed en sweat, dit vat wat is die nuwe woord wat rondgaan, daai grit. Nou ja. Ek sien dit is daai trending term. Vir my voel dit al vir ewig in my. Ja, ek weet nie. So dit vat daai grit. Mm. En ek dink soos vir die kykers wat dalk 'n bietjie uitmis of nie lekker verstaan wat ons sê nie, gaan YouTube net 'n bietjie wat dit vat om 'n professionele sportster te wees. Dit is amper die maklikste voorbeeld, 'n fisiese voorbeeld om jy punt huis toe te dryf van as jy iets wil bereik, as jy wil suksesvol wees, as jy jouself wil vind, gaan bietjie op jou eie survivor. Yes. Vind jou survivor, identifiseer jou survivor, want dan weet jy waar om te werk en wat die uitdagings is daarvan. Op die game show is daar challenge en jy moet adapt tot daai challenge om te wen. Lewe het dieselfde ding. Ja, elke dag het daai selfde ding, maar vind dit bietjie. Gaan kyk bietjie, vind jou eie survivor, embrace dit. Ons het hierdie jaar dit vir die studente probeer verduidelik. So, dit help nie om te fight teenoor die struggle nie. Want die struggle is daar, jy kan dit nie wegvat nie. Dis deel van lewe. Maar embrace dit. Maak dit deel van wie jy is om jouself te vind. Ja. Nee, so ek dink my boodskap vir die dag is sterkte op jou survivor en vat hom vas, papi. Dis hy. Op daai noot. Dankie Johan. Dankie vir jou. Dankie aan Amok Studios. Julle is so mooi. Wow. En waar vind ons jou op sosiale media? @Johan ons op Instagram. Wow. Julle ken myne nou al @Ruben_VV_film. Ja, en dankie julle. Dis 'n bietjie ernstiger episode. Ons was kwai geïnspireerd deur hierdie Survivor kamp. Maar ja, ek dink net 'n laaste boodskap van hoop. Ek dink dit kan baie klink, nee, jy het jou eie survivor, jy het jou eie struggles en lewe is swaar. En hoe dit alhoewel mag waar wees, maar ons altyd 'n antwoord ook. So baie sterkte aan elkeen, baie liefde vir julle, aan al 105 subscribers en elke liewe een wat viewing kyk en geniet. Dankie vir julle. En ons sien julle volgende keer. Kom er jouself en doen dit.